Goeiemôre Konrad. Vreeslik dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om 'n bietjie met my te kom gesels vanoggend. Konrad, sal jy net begin asseblief om net 'n bietjie 'n inleiding tot jouself te gee? Net 'n bietjie jy volle naam en van jou ouderdom, wat jy bietjie doen vir 'n lewe, asook jou familielewe. Ek is Konna Vermeulen, ek is 58 jaar oud, ek het my eie besigheid in werkswinkels wat voertuie regmaak, vlote eintlik bestuur en so aan. Ek het twee kinders, 'n dogter en 'n seun. My dogter is nou 24, my seun is nou 21 en 'n pragtige vrou wat my deur hierdie tyd wonderbaarlik bygestaan het, ek moet eerlikwaar sê. En wat die tyd eintlik baie makliker gemaak het, 'n moeilike tyd baie maklik gemaak het, soos wat Platinum Life gedoen het ook vir my. Ek gaan dit nou eerlik sê, ek is 'n persoon wat dadelik sê as dinge verkeerd is en as iets nie goed gaan nie, en ek is 'n persoon wat sê, hoor hierso, great job, as jy 'n goeie werk gedoen het, en definitief Platinum Life was fantasties geweest, en dit klink miskien goed om waar te wees vir die mense wat miskien luister of na hierdie video gaan kyk, want jy weet, baie keer dan doen mense dit maar as jy na sulke video's kyk, dan kyk jy maar en jy sê, ja, dit was nie iemand wat hulle geken het, wat hulle gevra het om dit te doen, en Leandi, om net te erken, ek ken jou glad nie, dis die eerste keer wat ek jou ontmoet, dis die eerste keer wat ek jou sien, maar vir die werk wat julle gedoen het, definitief moet julle eintlik 'n 12 uit 10 kry vir dit wat julle vir my gehelp het in 'n moeilike tyd, om deur 'n baie moeilike tyd maklik weer te kom. En ja, dit is net, julle het dit net baie makliker vir my gemaak. Baie dankie. Julle Konrad, ja, ek is baie dankie, dit is net 'n groot plezier. Baie dankie vir jou mooi woorde en ek wil gou ook nou eers, as jy ons net bietjie terug in tyd kan vat. Ek wil baie graag net uitvind, vat ons terug na jou diagnose toe, Konrad. Hoe het jy uitgevind? Okay, ek is 'n baie aktiewe persoon. Ek speel baie golf. Ek geniet my golf. Ek speel paddle, ek speel paintball, ek speel pickleball. So vir my is sport 'n baie groot ding in my lewe. Ek is baie lief vir sport. Ek is baie kompeterend in daai geval. So vir my het ek saam met my golfvriende gespeel, en al hierdie mense het vir bloedtoetse gegaan en vir hulle toetse by die dokters vir die hart, vir al daai tipe dinge wat ek nooit gegaan het nie. En in elk geval, een van hulle het vir my gesê, nee, ek moet vir bloedtoetse gaan, ek moet vir my prostaat gaan, ek moet gaan kyk, ek is by daai ouderdom. Ek het nooit siek gevoel nie, ek was altyd lekker gevoel, ek was nie seer nie, daar was niks fout gewees nie. En ek het toe maar besluit om vir 'n bloedtoets te gaan. Eintlik eers na die dokter toe vir my bloedtoetse, cholesterol, suiker en daai tipe goeders. Nie eers vir die prostaat, om met jou eerlik te wees. Ek het eintlik maar meer gegaan vir cholesterol, suiker en daai tipe goed om uit te vind wat die tellings is en so aan. En die dokter het vir my gevra, hoorie, wanneer laas was ek vir 'n toets, en ek het vir hom gesê ek wil sê seker 10 jaar terug. En hy het toe vir my gesê, nee, okay, maar kom ons doen nou maar net die PSA telling. So. 3 dae, 4 dae het verbygegaan, dokter het my teruggebel en vir my gesê, hoorie, ek het slegte nuus vir jou PSA telling is baie hoog. Ek gaan jou verwys na 'n uroloog toe, wat ek toe die 15de April, nee, 15de, omtrent die 15de April gaan sien het. En hy het toe vir my gesê, gevoel en so aan, en wat ewe die toetse gedoen, en vir my gesê, nee, hoor hierso, hy wil my vir 'n biopsie stuur, wat ek toe gedoen het. En elk geval, opsie het toe teruggekom 3 dae later, die 15de Mei, wat toe vir my gesê dat, luister, ek het kanker. Nou, ek gaan nou met jou eerlik wees, die dag toe ek in sy kantoor gesit het, my ore eintlik toegeslaan toe ek dit hoor. Ek het nie verder gehoor wat hy eintlik daarna gesê het nie. In elk geval, my vrou was saam met my en sy het toe vir my gesê, ag, moenie worry nie, ons sal die deur kom, ons gaan alles kyk. En nou, jy weet, gelukkig, een ding wat gelukkig is prostaatkanker is baie beheerbaar. Dit is seker die maklikste kanker om te behandel, daar sy. En dis die mees suksesvolste kanker om te behandel, en dis te stadig
vorderde kanker. En hy het toe vir my gesê hy wil sny en so en ek het hom gevra van die robot en so en hy het sê hulle doen nie die robot in Hermanus nie, anders sal ek maar Kaap toe moet gaan en dis toe wat ek toe nou besluit het ek gaan doen. Maar ja, na baie navorsing en so aan, is dit nou maar toe wat gebeur het en ons het maar die regte persoon gekry. Ek was ook baie dankbaar, die dokter is ook fantasties. Maar met die, ek meen, kom al baie kostes. Ek het 'n hospitaalplan, ek het 'n gap cover en so aan, maar ek het nie 'n hoe kan ek sê, comprehensive dekking op my, ekskuus nou vir die Engels, maar ek kan nie altyd aan die Afrikaanse woorde dink nie. Maar in elk geval, ek het nie 'n comprehensive dekking nie, want ek het dit nog nooit regtig nodig gehad. Dis min laat ons dokter toe gaan, dis min laat ons so ja, en met die dat ek seker, was 'n groot skok vir my gewees, my en my vrou gewees, maar op die ou einde van die dag het ons nou maar deur die proses gegaan en alles en so ook die proses waar ons maar moes na ons polisse kyk en so aan, want ingeval daar verskeidelde kostes en so aan gaan wees. En yes, dis waar ek vir Platinum Life net moet baie dankie sê, die ek het die vorms by julle gekry 'n week en 'n half voor die tyd, dit is 8 blaadjies, maar die vrae wat julle vra en die vrae wat hulle gevra het, baie dieselfde, maar julle sinne was nie so intrusive gewees nie. Soos wat het gebeur met jou 10 jaar terug? Was jy vir die al behandel? Was jy by 'n dokter vir dit? Of was jy by... Hulle het tot mense gebel wat ek 10 jaar terug gesien het vir 'n tennis elmboog wat my ingespuit het. So dit het vir my net gelaat wonder, maar hoorie so, ek betaal julle elke maand en is daar 'n rede wat julle soek om nie te betaal nie? Dit het Platinum Life glad nie gedoen. Platinum Life het ek my vorms ingevul. Ek het seker na 'n week het julle teruggekom na my toe gesê, hoorie, die proses is aan die werk. 3 dae daarna was die gelde inbetaal gewees. En jy weet, ek dink in hierdie tyd speel emosie 'n groot rol, maar geld maak dit makliker. Dit is regtig, want daar's kostes. Ek meen, ek moes uit my sak uit, voordat die gap cover my uitbetaal het, moes ek omtrent seker naby die R100,000 uitbetaal het. En ek het nie verwag dat julle gelde gaan inkom nie. My gelde het ek gehad eenkant om te betaal. Ja, nog voordat ek in die saal ingegaan het vir my operasie, was julle geld al in my rekening. En daarvoor sê ek baie dankie, want dit het dinge soveel makliker gemaak. Jy weet, daar was nie niemand wat my gebel het en gevra het, hoor ek wil, wat van dit, is daar iets hier so? Julle het op baie vorms gegaan, julle het op dit wat ek vir julle gestuur het julle besluit gemaak, geen kibbel nie, geen kabbel nie, julle het net flippend uitbetaal. Jy het gesien waaroor dit gaan, en ek meen op die einde van die dag, julle het genoem prostaatkanker, en tweede prostaatkanker sien, dit was dit nodig gewees om uit te betaal. Waar ek amper gevoel het, en ja, ek wil nou nie my mediese fonds en my maatskappy wat my lewenspolisse doen, sleg sê nie, maar dit was moeilik gewees met hulle gewees, want ek het 'n paar dinge vir hulle gestuur het, en soos ek nou sê, het iemand anders te ondersoek gaan, asof ek jok, jy weet wat ek wil sê, maar alles is daar, en ek meen op die einde van die dag, dit is wat ek sê, is authentlike manier hoe om jou kliënt te hanteer, dis goeie diens, dit is nie eintlik goeie diens, dis pypdiens, en julle was die enigste maatskappy, en ek sê dit vir baie mense nou, ek sê luister, as julle nie Platinum Life het, jy kry Platinum Life, jy hoef dit nie te kry omdat julle te polis en so aan, dit gaan daaroor dat luister, die diens wat hierdie mense vir 'n mens lewer, of 'n mens gee, julle is die enigste maatskappy wat ek by polis het, wat my geskakel het en gevra het, hoorie, hoe gaan dit nou met julle, hoe is die, en net daai bietjie ekstra diens wat julle gee, doen soveel in 'n mens se lewe, en toe ek die pakkie kry, weet jy, dit is slippers, dis pyjamas, dis
goed is, dis lekker goedjies. Ek het lekker in dit gelê in die bed, want ek moes 'n paar dae gelê het en die bed was lekker geweest. Jy weet net om te weet dat iemand omgee, dis hoe dit voel. Want dit voel of julle omgee vir my. En dit is wat vir my saak maak. En dis wat vir my belangrik is in die lewe. En ek hoop maar net julle bly so aanhou. Want ek is regtig, ek bemark julle daar buite vir die diens wat ek gekry het. En daar is nie maatskappye wat dit gee nie, en baie dankie daarvoor. Dankie Konrad. Nee, ek is so lous van jou vanaf bygestaan het. Ja, nee, dit is ek is regtig dankbaar daarvoor ook. En ek wil ook vir jou gevra het, deur nou voor jy moes nou 'n eisie by ons ingedien het. Hoe was jou diens ook met Platinum Life gewees? Luister, ons elke jaar is daar 'n paar keer wat hulle 'n mens bel en vra of hulle iets vir jou kan doen. Tasha Marie is die enetjie wat my altyd gebel het en gevra het of sy opgradeer of al enigiets wat ek nodig het. Sy het my vrou eventually opgesit. En elke jaar is daar iemand wat terugbel. En dis die diens wat ek van praat, wat jou bel en met jou gesels. Ek wil ook, ek weet nie of ek nou kan sê nie, maar Joni wat my gebel het, ek wil my polis kanselleer. Ons het verhuis na Hermanus. Ek het op my lewenspolisse het ek ekstra dekking gesit vir hierdie tipe ding en so aan. En ek wou dit gekanselleer het. Joni het my omgepraat en ek is dankbaar vir haar, so baie dankbaar vir haar dat sy my omgepraat het en vir my gesê het, luister, kom ons tyle my polis vir jou, wat jy sal hê. En weet jy wat? Op daai stadium het ek ook gedink, jy weet, okay, jy weet, hulle wil ook maar nie, maar weet jy wat, nou verstaan ek hoekom hulle dit gedoen het en ek waardeer dit baie. Tasha Marie ook, luister, gaan vir jou sê, as sy met my mens praat, is ordentlik, dis lekker om met iemand te praat, dis nie altyd lekker nie, mens kry 20 oproepe van bemarkingsmaatskappye elke liewe week, en weet jy wat, wanneer sy met mens praat, lekker is Afrikaans, is in my eie taal, wat eerstens vir my baie belangrik is, en ek is baie passievol daaroor, en weet jy wat, ek sit nie met iemand wat ek moet 50 keer verduidelik, hoorie, maar dit, of ek moet vir hulle verduidelik wat ek moet weer sê nie, praat ordentlik met jou, voel lekker as jy klaar met die mense gepraat het, hulle is vriendelik, hoflik en goed gemanierd en weet jy wat, dit is alles wat tel vir my. Okay, vreeslik dankie vir daai deel ook Konna en ek wou ook by jou nou uitgevind het jy enigsins 'n familiegeskiedenis van kanker? Glad nie. Nee. Ons het glad nie kanker in ons familie nie. Nie wat ek van kan terugdink en onthou nie, miskien my oupa grootjie, maar nog ons het niks nie aan enige van die kante van my ma se kant of my pa se kant dit is nie glad nie. Okay, so dis dat kom met so groot skok was, ek dink vir almal. En ek hoop maar ek kon dit deurgegaan het dat my seun en so aan nie daar hoef te gaan. Ag weet ek Konna, maar na jou operasie en na jou eerste 2 opvolgies het jy die goeie nuus met my gedeel dat jy skoon nou is, dit is fantasties. En jou volgende opvolgie is nou in April weer, nee, dan is dit soos 'n jaar. Dis korrek. Amper. Ja, 6. Kyk, dit is 3 maande en dan weer 3 maande en dan is dit word dit 6 maande. Ek dink 2 6 maande en dan 'n jaar en dan is dit 5 jaar. Yes, Nee, maar mag dit so aanhou. Ek vind vertrou, jy sal elke keer net goeie nuus terugkry en ek wil graag vir jou heel laasens vra. Het jy enige advies vir dalk die geliefdes van iemand wat sopas gediagnoseer is met kanker? Soos jy gesê het, jou vrou het jou verskriklik mooi bygestaan, maar het jy enige raad vir die familielede? Yes, ek het eintlik baie, dit wat ek gekry het, ek weet nie wat homself te gee nie, maar dit wat ek gekry het, ek so waardeer, want jy weet, my vrou was elke liewe minuut en elke sekonde, ons is bevoorreg dat ons in die posisie is, dat sy by die huis is, ons albei werk van die huis af, my seun, my dogter, die ontferming van hulle en bel en net uitvind, hoe gaan alles, is daar enigiets wat ons kan doen, so ek sal voorstel, weet jy wat, baie geduld, glo vir my, ek glo, hulle moes baie geduld met my gehad het, maar ook
weet jy wat, prostaatkanker, en ek praat, want dis wat ek gehad het, en ek kan net oor dit praat. Vir my was dit soos, hoor jy, ek het 'n operasie gehad, en ek het herstel van die operasie. Dis nie van, ek was 'n kankerpasiënt. Ek het altyd geterg, as hulle met my sukkel, dan sê ek, man, los my uit, ek het kanker, maar, dit was net 'n grappie geweest. Maar, weet jy wat, ek dink ek het nooit verwag dat iemand moet my jammer kry nie. Yes, ek luister, ek is nie so tipe persoon nie, want ek dink dit sal dit moeiliker gemaak. Ons is altyd iemand wat daaroor gespot het en gesê het, man, luister, ons hierdie is 'n maklike ding, ons gaan vinnig wegkom. Ons hierdie ding oor die reg kry. My vrou my baie moed ingepraat, want daar is baie dinge van hierdie spesifieke kanker wat die res van die familie moet besef, daar's herstel van baie dinge wat 'n menslikheid so bietjie kan wegvat as jy dit nie mooi hanteer nie. Maar ek dink 'n belangrike ding is, ek het 'n fisio gesien voor die tyd. Hulle het vir my oefeninge gegee, vir my verduidelik wat gaan gebeur met my liggaam, wat is die storie, hoe gaan ek dit vinnig kan laat herstel. En ja, ek is net een van die gelukkiges wat daar geen neeweffekte of negatiewe dinge gebeur het nie. Ek is gelukkig dat daar alles het mooi positief uitgewerk. En weet jy wat, dis 'n lang proses. Geduld is 'n baie groot ding, ek dink in hierdie tyd. En die familie moet maar net, ek dink, geduldig wees en lief wees. Dis al. Want weet jy wat, ek het so baie liefde gekry en so in daai tyd en geduld, dat ek moet vir jou sê, ek hou my hoed af vir my familie en ek is baie lief vir hulle vir dit wat hulle vir my gedoen het. Ja, en ek dink as die persoon wat dit het, ja, moenie negatief wees nie. Ek is gelukkige persoon wat nie top oor iets nie. Ek gaan aan tot dit op die tyd kom. So gelukkig het ek nie baie gestres nie tot die dag wat die operasie is, of die dag toe ek gehoor het ek so 'n bietjie gestres. Maar ek het aangegaan met my lewe. Ons het gebid en ek dink dis ook 'n ander ding wat baie belangrik is ek dink jou geloof moet ook sterk wees en jy moet op hom vertrou en ek glo dat die Here het vir my die geleentheid gegee om vandag miskien hierdie testament vir iemand te kan gee. Om net vir hom moed te gee. As jy net daai deur oopmaak, glo vir my is hierdie 'n baie maklike tyd om deur te kom. Ek moet jou eerlikwaar sê, ek voel nie asof ek deur 'n operasie mee was. Ek kan dit amper nie eens meer onthou nie. Dit is 6 maande terug, maar ek kan nie dit onthou amper nie. Wat is dit vandag? Wat is die datum vandag? Die 20ste was nou 6 maande terug en dis regtig. Ek voel perdfris en gesond. Ek het al pickleball gespeel. Ek het al hierdie jaar seker al by 18 golfgames, miskien 20 golfgames gespeel. So dit gaan jou nie terughou as jy nie wil hê dit moet jou terughou nie. Maar as jy gaan sit in 'n hoekie en jy huil daaroor en jy's negatief, gaan dit miskien bietjie moeiliker wees. Maar glo vir my, jou familie, jou geloof en alles oorkom. Ag, dis ware woorde, baie mooi woorde. Baie dankie weer eens vir jou deel vandag, Konna. Ek waardeer dit en soos ek gesê het, net voorspoed en baie seën mense vir jou vir die toekoms. Ja, mag dit net goed gaan. Hoor. Dankie en vir julle ook. Mag julle baie mense soos ek help, soos wat julle my gehelp het, Leandie, want Ryster, julle speel 'n baie groot rol op buite. Ek dink nie julle regtig besef hoe groot rol julle speel nie. En vir die mense wat Platinum Life begin het, flip en hell, hoor die great stuff. Julle is vir my heroes.